Hartlike goeiemôre almal. Groet julle in die naam van Jesus Christus. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag deur U geskape. Dankie dat U vir ons nog 'n dag gegee het, Here. Dis genade op genade. Here, dankie vir die wonderlike reën. Ons is so dankbaar daarvoor, Here. U is getrou. Maar Here, dankie ook vir hierdie boodskap vanmôre. En ek vra, Here, plaas U die woorde in ons mond, sodat dit nie sal wees iets waaroor ons wil praat nie, maar iets wat U op ons hart plaas. Here, dankie dat ons gehoorsaam kan wees aan U. Dankie dat ons U voorbeeld kan navolg en dit ook so uitleef vir hierdie duister en verlore wêreld. Here, seën hierdie byeenkoms en laat U wil geskied, Here. Soos in die hemel, so ook op die aarde. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vanoggend praat ons oor alkoholgebruik en die Christen. Dis 'n waarheid wat baie Christene nie wil hoor nie. Ook nie wil raak sien in die skrif nie. As die gebruik van alkohol nie sonde is nie, soos wat baie predikers beweer, waarom is daar dan so baie waarskuwings teen dit in die Bybel? En dan sien ons dat baie predikers nou sal sê, en nie net predikers nie, ander mense ook. Ja, maar Paulus het vir Timoteus gesê, hy moet wyn drink. So beteken dit nou dat God alkoholgebruik goedkeur? Kom ons gaan delf so 'n bietjie dieper, sodat ons hierdie hele waarheid kan oopmaak. Nie hierdie halwe buite konteks versies nie. Ook nie die opinies van die kultuur en die samelewing nie. Maar die hele waarheid volgens God se woord. Hierdie saak oor alkoholgebruik het al baie verwarring veroorsaak. Oral in die Christelike gemeenskap. Baie Christene en predikers sê dis nie sonde nie. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. En ek lees vir ons 2 verse uit Habakuk 2, vers 15. En 16. Wee hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak, om hulle naaktheid te aanskou. Jy het jou versadig met skande, in plaas van met eer. Van met eer. Drink jy ook nou, en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan, en skande tref jou eer. Klink dit nog steeds so onskuldig? Mense wat alkohol gebruik, wil goed praat. Sê dan altyd,
En dit is hulle favourite, of nee, kom ons sê, was een van hulle gunstelinge. Maar Paulus sê Timoteus moet 'n bietjie wyn drink. En onmiddellik is hulle vraag, waar in die Bybel is dit geskryf dat alkoholgebruik sonde is? Skielik is hierdie redenasie nou dat Paulus gesê het, Christene mag maar vrylik alkohol gebruik. Hulle lieg, man. Kom ons gaan na die vers toe. Kom. 1 Timoteus 5 vers 23. En Paulus is hier aan die woord en hy praat met Timoteus. En hy sê, moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn terwille van jou maag en jou herhaalde ongesteldheid. Kyk mooi wat sê hy. Hy sê 'n bietjie wyn vir sy maag, vir sy herhaalde ongesteldheid. Dit was suiwer mediese raad. Paulus sê nie gaan suip jouself binne 'n ander bloedgroep in nie. Timoteus was ook nie aangesê om vir sy plesier te gaan suip nie. Hy moes bloot 'n bietjie wyn gebruik om genees te word van 'n spesifieke ongesteldheid. Kom ons vra eerlik 'n vraag. As alkohol gebruik dan so skadelik en geestelik neutraal is, waarom benadruk Paulus dan selfbeheersing op soveel ander plekke? Lees ons Efesiërs 5 vers 14 tot 18. Pas op dan, dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. Hoekom nie? Want daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Hier stel hy 'n baie duidelike kontras tussen vervul met die Gees en dronk van wyn. Die een lei tot geestelike krag, ander lei tot verlies van jou selfbeheersing. En dit is nie baie moeilik om die probleem raak te sien nie. Die wyse Salomo sê vir ons in Spreuke 20 vers 1. Die wyn is 'n spotter en sterk drank 'n lawaaimaker. En elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie. Hier word wyn 'n spotter genoem. Ek sê hier word wyn nou 'n spotter genoem. En wat doen 'n spotter?
Dis ernstige taalgebruik hierdie. 'n Spotter bedrieg jou. Hy laat jou soos 'n dwaas lyk, man. Laat jou stupid lyk. En laat jy sommer stupid goed doen ook. Hy verslap jou waaksaamheid. En hy lag vir jou, wanneer jy alles verloor. Bybel is baie duidelik, dat die persoon wat hierdeur bedwelmd raak, nie wys is nie. En as jy nie wys is nie, wat is jy? Kom ons lees Spreuke 23. So 'n klompie verse, vanaf vers 29. By wie is, by wie is, wee my, by wie is getwis, by wie is geklaag, by wie is wonde sonder oorsaak, by wie is dofheid van oë. Klink vir my baie soos iemand wat gesuip is. By die wat laat opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe, kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk nie. As dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie. Op die eind byt dit soos 'n slang. Op die eind byt dit soos 'n slang. En spoeg gif uit soos 'n basilisk. Nou 'n basilisk is ook maar 'n tipe slang. Die Engelse Bybel gebruik die woord viper. Viper wat 'n adder is. So, hierdie verse skilder nogal 'n kragtige prentjie van die hartseer en die wonde en die twis en die dofheid van oë en die verslawing wanneer daar so na hierdie wyn gesmag word. Nou selfs 'n waarskuwing. Moenie na dit kyk nie. Moet dit nie gebruik nie. Want dit gaan jou byt. En as jy sommer maar 'n toevallige gesprek het, is 'n baie duidelike waarskuwing. Maar kom ons gaan krap nog so 'n bietjie dieper, terwyl ons nou besig is. Dronkenskap, wat die gevolg is van drankgebruik, is 'n ernstige sonde. Galasiërs 5, vers 9 tot 21, beskryf onder andere dronkenskap onder die werke van die vlees. En daar is ook baie duidelik geskryf dat 'n dronkaard nie die koninkryk van God sal beerwe nie. Hoeveel duideliker wil julle dit hê? Daar's 'n baie dieper waarheid wat die meeste Christene nie oorweeg nie. Iets hoef nie noodwendig sonde genoem te word om geestelik gevaarlik te wees nie. En hier sien ons die sleutel. Hier sien ons die sleutel. En ons lees in 1 Korintiërs 6, vers 12.
En hier is die sleutel. Kom ons lees hom. Alles is my geoorloof. Maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Sien julle die sleutel? Wanneer daai ding jou lewe begin oorheers, dan word jy 'n slaaf daarvan. 'n Slaaf daarvan. Paulus sê ook vir ons, dit waaraan ons gehoorsaam is, dit gaan ons 'n slaaf van wees. Romeine 6 vers 16. Weet julle nie, dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar wat nou? Kom ons gaan kyk verder. Dit is 'n feit dat alkohol gewoontevormend is. Dit verander jou gedagtes. Dit verminder jou selfbeheersing. Dit verswak jou geestelike sensitiwiteit. Nou luister jy nie na God nie, jy luister nou na die wêreld. En selfs hierdie klein goedjies waarin jy toegee, maak deure oop vir groter dinge waaraan jy toegee. En so sneeubal dit naderhand buite beheer. Dit word al groter en groter en groter. Menige mense se lewens is al vernietig. Nie deur een drankie nie, maar deur hy stadige erosie. Het jy al gesien erosie? Waar hy die grond so wegspoel. Hy maak sulke slote naderhand. So begin jou lewe naderhand lyk. So, daai erosie van jou dissipline en jou waaksaamheid. Petrus sê vir ons, wees nugter en waaksaam. Hoekom? Want ons teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie kan hy verslind en vernietig. So, wees nugter. Waarom sal God dan sê ons moet nugter wees? As dronkenskap dan sodanig geestelik onskadelik is. Kom ons gaan nog so 'n bietjie dieper. As Christen gelowiges word ons geroep om 'n voorbeeld te wees. 'n Voorbeeld van wie? 'n Voorbeeld van Jesus. Die Bybel leer ons, al is iets nie tegnies toelaatbaar nie, maar as dit iemand wat swak is, wat struikel, dan moet ons dit vermy. Wat begin het as bevryding vir een persoon,
word iemand anders se slawerny. Romeine 14 vers 20 en 21 skryf Paulus: Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet, of wyn te drink, of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem, of struikel, of waarin hy swak is nie. Dit is 'n duidelike waarskuwing. Moenie iets doen wat iemand anders laat struikel nie. Want jy gaan antwoord hoor. Onthou net, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons is geroep om God te verheerlik in ons liggaam. Enige iets wat hierdie liggaam skade aandoen, of jou sinne verdoof, of jou selfbeheersing verminder, moet baie ernstig oordink word. So, is alkoholgebruik sonde? Dronkenskap is sonde? Verlies van beheer is sonde? Verslawing is sonde? Om enigiets anders as die Heilige Gees as jou meester te hê, is gevaarlik en sondig. So wie se slaaf is jy? Kan 'n Christen 'n klein bietjie alkohol drink sonder om te sondig? Wysheid vra eintlik 'n baie dieper vraag. Ja. Wysheid vra 'n dieper vraag. Is dit nodig? Is dit tot stigting? Word God daardeur verheerlik? Versterk dit my gees? Kan my aksies iemand anders laat struikel? Maak dit dalk 'n deur oop waarvoor ek later gaan berou hê. Paulus het wel vir Timoteus gesê, neem 'n bietjie wyn vir jou maag. Nie as 'n leefstylkeuse nie. Ons moet daarteen waak dat ons nie hierdie mediese raad gaan verander in een of ander lisensie om te suip nie. Ons lewe as Christen gelowiges gaan nie oor hoe naby ons aan die afgrond kom voor ons daar oorvoeter nie. Dit gaan daaroor om heiligheid, deursigtigheid en geestelike krag na te streef. Ons is geroep om anders te wees, dissipline toe te pas en om geesvervuld te lewe. So, alhoewel die drank self nie die probleem is nie, word die misbruik daarvan beslis veroordeel. Elke ware Christen gelowige moet wysheid bo bemagtiging
heiligheid bo gewoonte en geestelike waaksaamheid bo tydelike plesier najaag. Laat ons 'n voorbeeld wees van hoe Jesus sou lyk en nie hoe die wêreld lyk nie. Amen. Magtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap vanmôre, Here. Here, ons kan nog vir dae en weke en maande hieroor praat. Maar die feit is, verheerlik dit U. Is dit tot stigting? Of lei ons iemand anders oor die afgrond? Kom, laat mense moet eerder by Jesus uitkom. By die kruis. En hulle drank los. En Here, dit is ons gebed dat mense en predikers weer by die waarheid sal uitkom, Here. Ja, want Here, enige prediker wat sonde goed praat, gaan aan U verantwoording moet doen. En dis my gebed, Here, dat hulle sal bekeer voordat dit te laat is. Ons kan nie sonde goed praat en ander mense hel toe lei en dink ons gaan niks oorkom nie. Sonde bly sonde. Dankie, Here. Here, lei ons daardeur. Gee ons die krag om U woord te verkondig. En Here, gee ons die moed en die durf om nie terug te staan vir vals predikers nie. Seën ons deur hierdie week. En bo alles, Here, laat U wil geskied. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie.